Goeiedag en welkom by nog 'n videoles in die hoofstuk oor trigonometrie in driehoeke. In vandag se video gaan ons die begrip van hoogtehoeke en dieptehoeke ondersoek. Hoogtehoek van C vanaf A gemeet is 'n hoek wat vanaf 'n horisontale lyn antikloksgewys opwaarts gemeet word. 'n Dieptehoek daarteenoor, so die dieptehoek van A vanaf C gemeet, word ook vanaf 'n horisontale lyn gemeet, ook antikloksgewys, maar afwaarts. Kom ons kyk gou vlugtig weer na die sinus, kosinus en oppervlaktereëls en hoe ons dit tesame met die hoogte- en dieptehoeke gaan toepas op probleme met veranderlikes. Die sinusreël het ons gesê dat in enige driehoek ABC 'n sin van 'n hoek A gedeel deur sy teenoorstaande sy A gelyk aan sin van hoek B gedeel deur B gelyk aan sin van hoek C gedeel deur C. Ons het natuurlik ook die omgekeerde waar die sy in die teller gedeelte is en dan die sin van die betrokke hoek in die noemer gedeelte is. Die sinusreël word gebruik in die geval waar twee sye en een hoek wat nie 'n ingeslote hoek is gegee word of waar twee hoeke en enige sy gegee word. Die kosinusreël daarteenoor is ook vir 'n driehoek ABC en in hierdie geval het ons A² is gelyk aan B² plus C² minus 2BC cos van hoek A. En dan het hy natuurlik die ander twee skryfwyses wat ook volg. Die kosinusreël word gebruik in die geval waar 3 sye gegee word of waar 2 sye en 'n ingeslote hoek gegee word. Die oppervlaktereël stel dat die oppervlakte van 'n driehoek ABC gelyk is aan die helfte van BC sin van hoek A, of natuurlik dan een van die ander twee weergawes ook. Die oppervlaktereël word natuurlik net gebruik wanneer daar spesifiek gevra word vir die oppervlakte of as die oppervlakte van 'n driehoek gegee word. En om die oppervlaktereël te kan toepas, het ons 2 sye en 'n ingeslote hoek nodig. So om dit reg te kry, moet jy onthou van die wenk om somtyds eers jou sinus of kosinusreëls te gebruik om 'n onbekende hoek of sy te bereken. Wanneer probleme opgelos word, moet jy onthou om te identifiseer of dit eerstens 'n reghoekige driehoek of 'n nie-reghoekige driehoek is nie. In die geval van reghoekige driehoeke mag jy van jou gewone sin-kos-tan verhoudings gebruik maak of selfs van Pythagoras se stelling. Vir nie-reghoekige driehoeke gebruik jy dan jou sinus, kosinus of oppervlaktereëls. Onthou ook, by die skryfwyse van jou oplossing, moet jy altyd verwys na watter driehoek jy spesifiek mee besig is. Kom ons bestudeer die volgende voorbeeld. In hierdie voorbeeld word daar vir ons gestel dat vanaf die bopunt van 'n toring CD, so stop en kyk op die skets waar is CD. So vanaf die bopunt van hierdie toring is die dieptehoek van 'n waarnemer wat by A staan, alfa. Die hoogtehoek van die bopunt van die toring vanaf 'n waarnemer by B is beta. Die toring self is x meter hoog. Die eerste vraag wat hier gevra word, vra dat ons moet aantoon dat die afstand tussen die twee waarnemers, met ander woorde AB, uitgedruk kan word as die volgende breek. So onthou, wanneer hulle vra jy moet dit aantoon, dan mag jy glad nie dit wat hulle vir jou gee gebruik nie. Jy moet op jou eie by daardie antwoord uitkom. Die tweede vraag wat gevra word, vra dan bereken die afstand tussen die twee waarnemers indien x 50 meter is, beta 75 grade en alfa 65 grade. So wat dit lekker maak is, as jy byvoorbeeld glad nie dit reg kry om nommer 1 in die eksamen te antwoord nie, kan jy nog steeds nommer 2 beantwoord, want jy neem dan by nommer 2 aan, dat dit wat hulle nommer 1 gegee het, wel waar is. As ons nou met die eerste vraag begin,
waar daar vir ons gevra word om aan te toon dat die afstand AB deur daai uitdrukking gegee word, begin ons deur eerstens te kyk in watse driehoek wil ons begin. Nou as ons gaan kyk na die regterkantse driehoek BCD, sien ons dat eerstens dis 'n reghoekige driehoek, die sylengte CD word vir ons gegee as X en ons het hoek B1 is beta. Gevolglik kan ons gewone sin, kos of tanreëls gebruik. Nou hier wil ons spesifiek BC bereken, omdat dit 'n gemeenskaplike sy is van driehoek ABC en driehoek BCD. Om daarby uit te kom, onthou, identifiseer eers die driehoek waarmee ons begin, so dis driehoek BCD, sien ons dat X gedeel deur BC is gelyk aan sin van hoek beta. Gevolglik is BC gelyk aan X gedeel deur sin beta. In driehoek ABC weet ons dat hoek A dieselfde is as hoek C1 genaamd alfa, omdat dit verwisselende hoeke is, EC ewewydig aan AD. Nou onthou, ons het mos nou gesien ons leidraad in die uitdrukking is beta min alfa. Nou hoe gaan ons daarby uitkom? As ons nou weet hoek A is alfa en ons weet die beta is B1, moet jy hierson nou raak sien dat beta is die buitehoek van driehoek ABC. Gevolglik is hoek C2 dus beta min alfa die buitehoek van die driehoek. Nou kan ons gebruik AB, wat ons nou wil uitwerk, gedeel deur sin van daai beta min alfa, is gelyk aan BC gedeel deur sin alfa. So dis die sinusreël. Gebruik 'n bietjie algebra, so ons skryf 'n AB alleen, so AB gaan dan wees BC gemaal met sin beta min alfa gedeel deur die sin alfa. BC kan ons nou egter vervang met X gedeel deur sin beta, maal met dan daai breek, en as ons dan nou alles as een breek gaan skryf, dan is dit presies die breek wat hulle vir ons gevra het om aan te toon die afstand moet wees. Vir die tweede vraag, onthou nou, jy hoef nie noodwendig nommer 1 regtig gekry het nie, om nommer 2 te kan doen nie. So vir nommer 2, gebruik jy die breek wat hulle vir jou gee in nommer 1, en jy vervang die waardes wat jou gegee word in die betrokke plekke in. So, onthou om altyd die stap van substitusie te wys, vervang alles in, sleutel dit op jou sakrekenaar in, onthou om jou hakkies te sluit na elke sin verhouding wat jy gebruik het, en skryf jou finale antwoord neer. So let daarop, X word jou gegee in terme van meter, so jou afstand van AB moet dus ook in meter gegee word. Geniet die toepassing van hierdie klompie verskillende reëls, sowel as die hoogte- en dieptehoeke. Sterkte met die huiswerk.